Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons hier op Robertson het verlede naweek die groot voorreg gehad om vir die tweede jaar 'n Mighty Men konferensie hier by ons buitekant op 'n plaas aan te bied. En watter groot en watter geseënde geleentheid was dit nie. Dit was verlede naweek. En hierdie naweek vind daar ook in Bloemfontein 'n groot Time to Rise Revival Weekend plaas. So liewe vriende, God is tans sonder enige twyfel besig met ons land en sy mense. Ons tema sluit vandag ook baie nou hierby aan, die oproep Suid-Afrika kom terug na die Here. Kom ons open net met 'n gebed. Wonderlike Here, ons buig voor U as ons groot en almagtige God en ons wil graag U naam groot maak. Saam met die psalmdigter wil ons dit uitjubel. Here, onsse Here, hoe lieflik is U naam oor die ganse aarde. Here, ons loof en prys U en nou wil ons graag ook stil raak rondom U woord. U woord wat in staat is om ons in die volle waarheid te onderrig. U woord wat nooit leeg na U toe sal terugkeer nie. Kom ontmoet ons in hierdie oomblikke en spreek, Here, spreek vandag op 'n helder en 'n duidelike wyse. Amen. Vriende, ons skriflesing, Joël hoofstuk 2, vers 12 en vers 13. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Liewe broer en suster en liewe vriende, ons is waarskynlik almal baie bewus van die feit dat ons tans deur 'n baie slegte tyd in ons land gaan. In my vorige boodskap het ek daarna verwys as 'n tyd waarin baie van die mure van ons land afgebreek is en dat Suid-Afrika in baie opsigte erg bouvallig daarna uitsien. Tog, liewe vriende, moet ons hoopvol bly en moet ons vertrou dat ons met die Here se hulp daarin gaan slaag om weer die vervalle mure van ons land op te bou. Gaan luister gerus na my boodskap uit die boek Nehemia, my vorige boodskap, as jy dit nog nie gedoen het nie. In vandag se boodskap, vriende, is dit my aanvoeling dat die Gees by ons wil pleit om die slegte seisoen waarin ons tans in Suid-Afrika bevind, dat ons dit as 'n geleentheid moet gebruik om onsself voor God te verootmoedig en met ware berou en bekering en 'n nuwe gehoorsaamheid na hom toe terug te keer. En dan ook met die heerlike belofte daarby, dat as ons dit doen, hy ons te hulp sal kom en dat die Here ons land sal herstel. Vandag se boodskap uit Joël hoofstuk 2 sluit baie mooi aan by die treffende en baie bekende 2 Kronieke 7 vers 14. 'n Skrif wat die Here al meermale deur sy diensknegte vir ons gegee het. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Vriende, in die boek Joël lees ons hoe dat die volk Israel weer in sonde verval het, soveel so dat die Here sy seën van hulle onttrek het. Dit het nie net geestelik nie, maar ook polities en ekonomies baie sleg met hulle gegaan. Maar dan gebruik die Here juis hierdie ontberinge
om hulle weer terug te roep na hom toe. In die boek Joël hang daar 'n oordeel oor die volk Israel. Ons sien dit in die bedreiging van hulle vyande en ook in die vorm van 'n enorme sprinkaanplaag wat hulle getuister het. En hierdie sprinkaanplaag word dan ook verder as 'n simbool vir hulle ellende gebruik. Maar vriende, teenoor hulle ellende staan God in sy genade en liefde. En is die Here bereid om sy straf te herroep en hulle omstandighede te verander. Maar ten einde sy ingryping en sy seëninge te kan ontvang, stel die Here aan sy volk dan 'n voorwaarde. En daardie voorwaarde was dat die volk moes terugdraai na die Here toe. Joël hoofstuk 2 is in 2 dele opgedeel, beide ingelei deur die treffende frase: blaas die ramshoring in Sion. In beide gedeeltes word die volk dus as te ware deur die blaas van die ramshoring wakker gemaak en opgeroep om tot God terug te keer, in die hoop dat God sy oordeel oor hulle sal herroep en hulle genadig sal wees. In vers 12 hoor ons die Here se dringende oproep: kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Sekerlik een van die mees hartroerende bekeringsboodskappe wat ons in die Bybel het. Die volk word tot berou en 'n terugkeer na God opgeroep. Vers 13: skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here, julle God toe. Vriende, in Joël hoofstuk 2 sien ons dat berouvolle harte die sleutel was wat God se seëninge vir hulle sou oopsluit. God se heerlike seën sou slegs deurbreek indien daar ware berou en bekering by sy volk teenwoordig was. En liewe vriende, vanuit Joël hoofstuk 2 kom God se oproep dan vandag ook na ons toe. Kom met julle hele hart terug na my toe. So sê die Here in vers 12 en dan word dit in vers 13 herhaal. Kom terug na die Here, julle God toe. Suid-Afrika, as julle wil hê dat ek moet ingryp in julle omstandighede en ook vir julle uit julle ellende moet verlos, dan moet julle ook terugkeer na my toe. Broer en suster, die probleem is dat baie mense destyds en ook vandag onder die wanindruk verkeer dat hulle beide God en die wêreld kan dien. En dan maak hulle die fout om te dink dat God heel tevrede is met so 'n lewenstyl. Dit was die volk Israel se probleem in die boek Joël en dit lyk vir my dis ook baie van ons se siening vandag. En die waarheid is dat God baie beslis nie tevrede is met so 'n soort dubbelhartige leefstyl nie. Want ons God is 'n jaloerse God en hy soek nie net die helfte van ons harte nie. Hy wil hê dat ons ten volle aan hom moet behoort. In Matteus 6 vers 24 het Jesus soos volg gewaarsku: niemand kan 2 Here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. En dan sê Jesus, julle kan nie God en Mammon dien nie. Vriende, God het nog altyd, deur die geskiedenis van die mensdom, het God nog altyd onverdeelde harte gesoek. En as ons dan, net soos die volk van die Here in die boek Joël, vandag ook begeer dat God ons stukkende land moet herstel, moet genees en seën, dan moet ons weet dat God eers berou en sondebelydenis by ons mense soek. En God soek nie net
'n deel van jou hart nie. God soek jou hele hart. Die boek Joël wys vir ons die pad aan. En dit bring vir ons sommer by die volgende punt wat 'n kerngedagte in ons teksgedeelte is. Ware bekering gebeur nooit sonder 'n geskeurde hart nie. Sonder opregte en diepe berou kan dan nie regtig van 'n ware bekering sprake wees nie. Joël 2 vers 13, skeer julle harte, nie julle klere nie, en kom terug na die Here, julle God toe. Vriende, destyds was dit die gebruik onder die mense om hulle klere te skeer wanneer hulle baie hartseer was of wanneer hulle baie diepe berou oor iets gehad het. Dan het hulle 'n bokleed en hulle onderklere voor by die borskas oopgeskeer as teken van hulle berou en hulle hartseer. Maar nou hoor die volk by monde van die profeet Joël, moenie julle klere skeer as julle verkeerd opgetree het nie. Nee, wat God veel eerder van julle verlang, is dat julle in ware berou julle harte sal skeer, want daarmee sal julle vir hom wys dat julle werklik berou het oor julle sonde. Broer en suster, in Joël 2 vra God van sy afvallige volk om met geskeurde harte van ware berou na hom toe terug te keer. En in ons tyd van afgebreekte mure, en kan ek sê 'n sprinkaanplaag wat ook besig is om ons land kaal te vreet, kom vra God vandag presies dieselfde ook vir ons. Suid-Afrika, as julle wil hê dat ek julle moet help om julle land te herstel en weer vir julle voorspoed te gee, dan moet ook julle met geskeurde harte na my toe terugkeer. Harte vol van berou oor julle sonde, omdat ook julle van my voorskrifte en my weë af weggedwaal het. Vriende, laat ons maar eerlik wees daaroor. Ons volk het ook, net soos die volk in die boek Joël, oor die jare heen ook van die Here af weggedwaal en in sonde verval. Dalk is ek en jy ook al meegesleer en gekondisioneer deur sommige van die talle sondige tendense wat oor die jare heen ook ons land binne gesypel het en in ons samelewing gevestig geraak het en aanvaarbaar geraak het en ons so van God vervreem het. Ek dink aan sondige tendense soos rassehaat en onvergewingsgesindheid en liefdeloosheid en onverdraagsaamheid teenoor mekaar. Ons land, liewe vriende, is daar so baie dinge wat ek sou kon opnoem wat verkeerd geloop het en wat teen die wil van die Here is. Daar is ook sondige tendense soos misdadigheid en geweld. Ons land het 'n misdaadparadys geword. Nog 'n groot een is 'n toename in seksuele immoraliteit oor die volle spektrum van die seksuele gebied. Wat ook sondige dinge insluit soos saamwoon wat baie toegeneem het. En ook die aftakeling van die Christelike huwelik. Maar vriende, daar's ook vele ander dinge, gewoontes wat onder mense posgevat het, soos die gesamentlike aanbidding met mense van ander godsdienste, wat eintlik niks anders is nie as 'n vermenging met heidense godsdienste en demoniese praktyke. En dan is daar ook nog in ons land sondige praktyke soos grootskaalse drank en dwelmmisbruik, die najaag van materiële rykdom, toenemende deelname aan dobbelary, veral ook nou rondom sportuitslae, en natuurlik ook die grootskaalse korrupsie. Daaroor hoef ek niks verder te sê nie. En ek sou ook nog kon byvoeg die ontheiliging van die dag van die Here, kerklosheid en nog 'n hele paar ander slegte goed. Alles dinge wat deesdae
gevestigde gedrag en lewensgewoontes in ons samelewing en in ons land geraak het. Vriende, God vra vanoggend van ons, die mense van Suid-Afrika, dat ons harte sal skeer. God wil hê dat die mense van Suid-Afrika in ware berou na hom toe sal terugkeer en dat ons hom met 'n nuwe toewyding sal begin dien. Mag dit vandag by my en by jou begin. Mense wat hierdie boodskap hoor en wat treur oor ons land en wat die ingryping van God en die herstel en die genesing van ons land begeer. Vriende, God wil vanoggend by ons wat luister, wil hy begin. En hy wil hê dat ons met ons sonde na Jesus toe sal gaan. Sy seun, wat 'n groot prys vir ons sonde betaal het, as verlosser 'n duur prys vir ons betaal het om ons met God te versoen. As die Gees ons vanoggend aanspreek en oortuig van sondes, nie net in ons land nie, maar ook in ons eie lewens, dan is dit God se begeerte dat ons sondelas na die kruis van Jesus moet neem en dit daar gaan aflaai en daar gaan los. Jesus se bloed sal dit deurweek, Jesus se bloed sal dit wegwas en ek en jy sal heerlike vergifnis van ons sonde ontvang. God vra vanoggend ook vir jou en my om 'n besluit te neem dat ons nie langer met sondige dinge en gewoontes onsself gaan besmet nie, maar dat ons harte sal skeur en dat ons namens ons medelandsburgers sal opstaan en God se pad sal kies en ook God se pad sal bevorder. Dis nou die tyd, liewe vriende, dat ons ingrypende keuses vir die waarheid van die woord van die Here sal maak en onbeskaamd en uitgesproke ook daarvolgens sal begin lewe. My liewe vriend en vriendin, jy is miskien al vir baie jare 'n kind van die Here, 'n gelowige, maar as jy vanoggend saam met my opregte berou het oor die sondes in jou land en ook in jou eie lewe, en jy wil graag 'n nuwe oorgawe aan God maak en jouself opnuut weer aan die Here toewy en met jou hele hart na die Here toe terugkeer, as dit ook vanoggend jou hartsbegeerte is, dan wil ek graag nou vir jou uitnooi om saam met my die woorde van 'n verootmoedigingsgebed en wat op die skerm ook aangebring is, saam met my dit hardop te bid. Almagtige Here, ek skeur vandag ook my hart voor U. Ek bely al my sonde voor U, ingesluit my geestelike louheid en my wêreldgelykvormigheid. Ek bely ook my aandeel in die geestelike agteruitgang van ons land. En ek keer met 'n ware berou en met my hele hart terug na U toe. Reinig my opnuut met die kosbare bloed van Jesus en vul my lewe met U Heilige Gees. Ek meld my nou aan as 'n getuie vir Jesus en ook as 'n bouer van 'n splinternuwe Suid-Afrika, 'n land wat onder die heerskappy van koning Jesus sal staan. Wees ons asseblief genadig, Here, en wil U ons land op 'n kragtige wyse kom verander en seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is vanoggend 'n baie spesiale lied, Die Gelofte. 'n Lied wat ek dink as afsluiting vir hierdie boodskap vandag baie gepas is. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Hou moed oor ons land en vrede vir jou.
Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen. Dat hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee. Dat ons die dag gee, nie datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal die Heer bring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir jou komende geslagte. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Hier staan voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm, ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag gee, nie datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal die Heer bring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle daar moet deel, tot nagedagtenis ook vir jou komende geslagte. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Want aan U behoort die koninkryk. En die krag en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen.